Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Halftyd in 'n wedstryd is vir rus en assessering. Dit is 'n tyd om te evalueer hoe dinge gegaan het en te besluit watter aanpassings gemaak moet word vir die res van die wedstryd. Soms kan dit teen halftyd lyk asof 'n span gaan verloor, maar teen die tyd dat die wedstryd eindig, het hulle dinge omgedraai en gewen. As die eindfluitjie nie geblaas het nie, is die wedstryd nog nie verby nie. Dieselfde is waar in die lewe. As jy nog hier is die spel van die lewe nog nie vir jou verby nie. Dan het jy nog 'n lewe om te leef. En nie net dit nie, maar die eerste helfte hoef nooit die finale uitslag van die wedstryd te bepaal nie. Miskien het jy in jou lewe foute gemaak en teleurstellings en mislukkings gehad. Miskien het die lewe jou hier en daar 'n harde hou toegedien. Die feit is, jy's nog steeds hier. En solank as wat jy hier is, het die eindfluitjie nie geblaas nie, en is dit nie te laat vir God om jou reguit te neem na die plan wat hy vir jou lewe het nie. Jy sien, God kyk na jou toekoms, terwyl die vyand probeer om jou gefokus te hou op jou verlede. God sê, jy kan, ten spyte van dit wat in jou lewe gebeur het. Maar die vyand aan die ander kant sê, jy kan nie, as gevolg van dit wat in jou verlede gebeur het. God sal jou nooit deur jou verlede definieer nie, terwyl die vyand jou sal probeer beheer en beperk deur jou verlede teen jou te gebruik. Jy sien, of die goeie en of die slegte jou eerste helfte oorheers het, Satan se doel is om jou daar vasgeketting te hou. God aan die ander kant wil hê jy moet uit jou verlede leer en nie daarin leef nie. Soos Paulus sê in Filippense 3 vers 13 en 14, broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is. Here, vandag vra ek vir u genade en vergifnis vir enige seerkry, foute of spyt wat ek tans saam met my dra. Mag u liefde en vrede oor my spoel, my wonde genees en my vrymaak. Help my om die verlede te laat gaan en om te vertrou in u plan vir my toekoms. In Jesus naam bid ek dit. Amen.